Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die bediening wat ons vermy. Die bediening wat ons almal vermy. En ons skrifgedeelte vanoggend is een enkele teksvers, is 1 Tessalonisense 5 vers 14. 1 Tessalonisense 5 vers 14. Geliefdes, voor ons by die woord kom ons maak net eers die oor toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, vanoggend kom ons weer na U toe in diepe afhanklikheid. Here, want sonder U kan ons niks doen nie, sonder U kan ons niks verstaan nie. Maar deur die krag wat U ons gee, kan ons alles doen. En deur die wysheid wat U ons gee, kan ons alles verstaan. Here, maar ons vra vanmôre dat U elkeen dan sy ore sal oopmaak om die boodskap te hoor en dan die verstand om te verstaan wat U vir ons sê. En maak ook ons harte oop om hierdie boodskap te bewaar. Help ons, Here, om hierdie bediening nie te vermy nie. En Vader, ek vra weer eens dat U asseblief my lippe sal aanraak. Seën my, Here, deur my te spreek, dat dit U is wat praat en nie ek nie. In Jesus naam, amen. Verskoon tog. Geliefdes, ons teks vanoggend spoor ons aan om betrokke te raak by iets wat almal van ons geneig is om te vermy. Die bediening om 'n ongehoorsame broer of suster in Christus te vermaan. Die meeste van ons hou nie daarvan om dit te doen. Ek hou nie daarvan om dit te doen. Trouwens, as jy daarvan hou om iemand wat in sonde is te vermaan, moet jy dit waarskynlik nie doen nie. Maar dit is 'n noodsaaklike bediening in die liggaam van Christus wat ons almal moet verstaan en beoefen ten spyte van ons natuurlike neiging om dit te vermy. Maar sonder hierdie bediening van goddelike teregwysing sal baie in die kerk soog voor die versoekings wat ons voortdurend van die wêreld en die vlees en die duiwel bombardeer. En miskien dink jy, maar dis die werk van die pastore en die ouderlinge, nie waar nie? Hulle weet beter hoe om te vermaan as ek, so ek sal hulle dit liewers laat doen. Ja, vermaaning is veral die werk van die kerkleiers, soos ons in vers 12 gesien het, waar ons gesien het, dit is die woorde onderrig of vermaaning, beide vertaling is van die oorspronklike Grieks. Maar broeders in vers 12 spreek die hele kerk aan. En daarom is dit waarskynlik dat broeders in vers 14 met dieselfde groep praat. Nie net die leiers nie, maar ook die hele kerk moet geduldig die onordelikes vermaan, die kleinmoediges bemoedig en die swakkes ondersteun, sê die vers. En ander tekste herhaal hierdie opdrag. In 2 Tessalonisense 3 vers 15 sal ons dit weer sien, met betrekking tot enigiemand wat nie Paulus se opdrag in daardie brief gehoorsaam nie, sê hy vir die kerk, beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. En in Romeine 15 vers 14 sê Paulus, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. En in 1970 het Jay Adams die Bybelse beradingsbeweging met sy boek Competent to Counsel gebaseer op daardie vers van stapel gestuur. En hy het dit noutetiese berading genoem, gebaseer op die Griekse woord vir vermaan. En aangesien mekaar vermaan 'n bediening is waaraan die hele liggaam moet deelneem, en aangesien dit 'n noodsaaklike bediening vir die gesondheid van die kerk is my doel vanoggend in hierdie boodskap om jou toe te rus oor wat hierdie bediening is en hoe ons dit moet uitvoer. Want alle gelowiges is verantwoordelik om diegene te vermaan wat 'n ongedissiplineerde, wanordelike lewe lei. Kom ons kyk daarna. Eerstens, om ander te vermaan, moet ons 'n paar algemene verskonings eers oorkom. Iets soos, ek is bang om daai soort ding te doen. Mans en vrouens is dikwels bang om hierdie bediening teenoor mekaar uit te oefen. En man sal sê, maar as ek haar sonde konfronteer, dan sou sy vir my 'n week stilswygend behandel. Sy sou my dit nooit laat vergeet.
Vrouens weer sal sê, as ek hom met sy sonde konfronteer, sal hy ontplof. En boonop beveel die Bybel my om onderdanig te wees. En dit is interessant, normaalweg is vrouens geneig om daai opdrag te ignoreer, maar hulle sal dit gebruik as dit hulle daarvan weerhou om hulle mans se sonde te konfronteer. En baie pastore is bang om sondige kerklidmate te konfronteer, veral diegene wat invloed in die kerk uitoefen, of wat die diep beesies het. Ek het gehoor van 'n pastoor wat nie 'n ouderling sou konfronteer wat egbreuk pleeg nie, omdat hy gedreig het om die kerk te dagvaar of om die pastoor te laat ontslaan. 'n Ander pastoor het geweier om 'n vrou te konfronteer wat solos in die kerk gesing het, al het sy om onbybelse redes van haar maat geskei. En hy het gesê dat hy nie aan daardie een wou raak nie uit vrees om 'n perdebynes oop te krap. En jy mag dalk terugdeins om 'n sondige vriend te konfronteer uit vrees dat hy kwaad vir jou sal word. Ek wil nie veroordelend wees nie. Almal spring mos op hierdie perdjie van moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word nie, Matteus 7 vers 1. Dis die een versie wat selfs die ongelowiges ook ken. En dis een van die mees verkeerd toegepaste verse in die Bybel. Want Jesus het nie verbied om oordeel oor 'n ander persoon as sy geestelike toestand te vel nie. En as jy aanhou lees, dan sê Jesus in vers 6 vir ons om nie die heilige dinge aan honde te gee en nie ons parels voor die varke te gooi nie. Jy kan nie daardie vers gehoorsaam tensy jy oordeel dat die ander persoon 'n hond of 'n vark is nie. Klink vreeslik, maar die woord sê so. En inteendeel, in die konteks het hy bedoel, moenie ander oordeel vir klein sondes in hulle lewens terwyl jy groot sondes in jou lewe ignoreer nie. Haal eers die balk uit jou eie oog en dan kan jy jou broer help met die splinter in sy oog. Maar jy kan en jy moet hom help. Maar dit lei tot nog 'n rede waarom ons wegskram van die vermaning van ander, want wie is ek om iemand anders reg te wys terwyl ek my eie probleme het en my eie sondes? Ons is bang dat as ons probeer om met 'n broer of suster oor sy of haar sondes te praat, hulle vinger terug na ons sal wys en ons weet dat ons skuldig is soos aangekla. So ons vermy dus om die ander persoon se sondes op te haal in die hoop dat hy nie ons sondes sal ophaal nie. En daardie benadering laat ons almal net toe om voortdurende sondes te laat voortduur. Want die skrif beveel ons om alle bekende sonde te bely en te laat vaar sodat ons gereinigde voorwerpe is, geskik vir die meester se gebruik. In 2 Timoteus 2 vers 21. Ons hoef nie perfek te wees om die onordelike te vermaan nie, anders sou dit nooit gebeur nie. Maar ons moet eers ons eie sonde oordeel. Ons moet verdraagsaam en liefdevol wees. Die sekulêre filosoof Alan Bloom het 30 jaar gelede daarop gewys in sy boek The Closing of the American Mind, dat verdraagsaamheid die hoof sogenaamde deug in die westerse beskawing geword het. As jy iemand se gedrag, maak nie saak hoe skandalig dit is nie, boos of verkeerd noem, dan word jy as arrogant en onverdraagsaam beskou, wat die enigste sonde is. En hy het geskryf op bladsy 27 van daai boek, daar is geen vyand behalwe as die man wat nie oop is vir alles nie. En dan 'n baie bekende prediker wat nou al oorlede is, het gesê, ons het deesdae nie meer 10 gebooie nie, maar 11. En die 11de gebod is deesdae die belangrikste en die een wat almal die knie voorbuig. En hierdie gebod is, jy mag nie aanstoot gee nie. Maar dit is nie liefdevol of verdraagsaam om verdraagsaam teenoor ander te wees as hulle sondig nie. Met ander woorde, dis nie liefdevol om verdraagsaam teenoor hulle sonde te wees nie. Want sonde beskadig altyd die sondaar en diegene teen wie gesondig is. Sonde vernietig Christelike gesinne. Erger nog, wanneer diegene wat bely dat hulle Christene is voortgaan in sonde, beskadig dit God se heerlikheid voor die wêreld. As ons ander werklik liefhet en God se heerlikheid soek, dan sal ons verdraagsaam wees teenoor hulle sonde, sê die wêreld. Maar die waarheid is, as ons ander werklik liefhet en God se heerlikheid soek, dan sal ons onverdraagsaam wees teenoor hulle sonde. En dan, miskien sal die probleem van self verdwyn, dis nog 'n verskoning wat ons gebruik.
Ja, dit is waar. Soms oortuig die Heilige Gees die sondige persoon sonder enigiemand se ingryping wat lei tot bekering. En God is geduldig en genadig met ons in ons onvolmaaktheid. En daar is wysheid in om te bid dat die persoon berou sal hê en te wag vir die regte tyd om hom oor sy sonde te vermaan. Maar gewoonlik gebruik God die bediening van 'n getroue gelowige om die sondige persoon tot bekering te bring. Nog 'n verskoning. Miskien moet die ouderling of iemand anders dit doen. Ek is net nie goed met hierdie soort ding. En ja, soms behoort die ouderlinge diegene te wees wat die onordelikes vermaan, maar die algemene beginsel is dat as jy die persoon ken, jy meer effektief sal wees om hom te help om van sy sonde af te draai as 'n ouderling wat hom nie so goed ken soos jy nie. As jy afrigting nodig het, dan kan 'n ouderling dit verskaf en jou help om in die proses te groei. Want dit is nie liefdevol om onsself van 'n medegelowige te distansieer en passief te kyk hoe hy in sonde voortgaan nie. So ons moet dus hierdie verskonings oorkom en die onordelikes liefdevol vermaan. En dan tweedens, om korrek te vermaan, moet ons die ander persoon se geestelike toestand onderskei en verstaan wat vermaaning is. So kom ons kyk eers om korrek te wees of korrek te vermaan, moet ons die ander persoon se geestelike toestand onderskei. 1 Tessalonisense 5 vers 14 sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. So wat ons hier sien, een benadering pas nie almal nie. Dis soos Engelse sê, one size fits all, dit werk nie so nie. Jy moenie die onordelikes aanmoedig of die swakkes vermaan nie. Onordelikes dikwels in militêre kontekste gebruik om te beteken om uitpas of buite orde of ongedissiplineerd of onbeteeld of onverantwoordelik op te tree, volgens die teologiese woordeboek van die Nuwe Testament. Soos geredigeer deur Gerard Kettel. Weet toe ek in die weermag en basiese opleiding was, het 'n sekere man in ons eenheid soms doelbewus uit pas gemarseer of links gedraai as ons beveel is om regs te draai. Soms was dit snaaks, maar as ons gewere oor ons skouers gedra het, dan kon dit gevaarlik wees as jy iemand se geweer in jou gesig gekry het. En dit was nooit 'n goeie idee om 'n opdrag verkeerd te interpreteer nie. Maar hier verwys Paulus moontlik na diegene wat hulle werk bedank het in afwagting van die Here se nabye koms en hulle het op die res van die kerk geparasiteer. En hy verwys hierna in 1 Tessalonisense 4 vers 11 tot 12, onthou julle, en hy spreek dit direk en breekvoerig aan, sal ons sien in 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 12. Hy beskryf hierdie broers as wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. In 2 Tessalonisense 3 vers 6. En hy sê verder in vers 11 van dieselfde hoofstuk dat hulle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. En hulle het moontlik valslik gepreek dat die dag van die Here reeds aangebreek het, soos ons in 2 Tessalonisense 2 vers 1 en 2 sien. Dus het hulle ongehoorsaamheid waarskynlik verder gegaan as net om nie te werk nie. Hulle was oor die algemeen uit lyn in hulle Christelike lewens. So om dus korrek te vermaan, moet ons eers bepaal waar die ander persoon geestelik is. As hy flou van hart of swak is, dan het hy nie vermaaning nodig nie, maar aanmoediging of hulp. As hy geestelik onvolwasse is, het hy sagte onderrig nodig oor hoe om in die Here te groei. Jy weet, toe my kinders klein was, het ek probeer onderskei of hulle onvolwasse of uitdagend optree. Want as 'n 3-jarige soos 'n 3-jarige optree, dan het hy net sterk teregwysing nodig. Maar as enige kind jou gesag as ouer tart, dan moet jy dit baie duidelik maak dat hulle dit nie mag doen nie, selfs al is hulle moeg of honger. So met ander woorde, voordat jy 'n ander persoon vermaan, probeer om sy gees te pyl. Vra 'n paar vrae om sy geestelike toestand te onderskei. En dan tweede, wat ons hier na kyk is, om korrek te vermaan, moet jy verstaan wat vermaaning is. Want om te vermaan beteken om iemand sterk aan te moedig, of reg te stel, of te waarsku, om te verander van gedrag wat verkeerd of potensieel verkeerd is volgens die skrif. En dit hou verband met die woord vir verstand. Met ander woorde, dit behels die oordra van kennis, begrip of onderrig met die oog op regstelling. Maar daar is ook 'n beroep op die wil en die gevoelens, nie net op die intellek nie. Volgens the New International Dictionary of the New Testament Theology, deur F. Selter,
Die intensiteit van ons beroep op die persoon moet 'n verhouding wees tot die vlak van gevaar waarin hy verkeer, sodat hy ons opregte kommer of selfs ons alarm, ons vrees kan voel. Want as iemand op pad is na 'n dodelike waterval, dan moet jy 'n bietjie emosie gebruik om hom te waarsku. En dit is van kardinale belang dat jy die Bybel sal gebruik en nie jou eie mening wanneer jy iemand vermaan nie. As jy vir die persoon sal sê, na my mening is dit geestelik gevaarlik om na pornografie te kyk, dan mag die ander persoon antwoord, wel, dankie, maar na my mening doen almal dit en dit is eintlik onskadelik solank jy nie daaraan verslaaf is nie. Maar as jy die persoon na Matteus 5 vers 27 tot 30 neem, waar Jesus sê dat die persoon wat nie radikale maatreëls tref om sy lewe van welis te bevry nie, op pad is na die hel, dan het dit baie meer invloed as jou mening. En wanneer jy iemand wat onordelik is teregwys, moet jy weerstand verwag. Dikwels sal hierdie persoon wat van die Here afdwaal verdedigend wees, omdat hy nie sy sonde in die gesig wil staar. Of hy sal ander blameer of sy omstandighede blameer, omdat hy nie wil erken dat hy daarvoor verantwoordelik is. En soms sal hy probeer om jou teregwysing af te lei deur 'n fout of 'n tekortkoming op te haal wat hy in jou lewe sien. So wees voorberei, sodat jy nie in woede reageer of toelaat dat die gesprek na jou verskuif. En een manier om spanning te verlig is om gefokuste vrae te vra, soos, sê jy vir my voor God dat jy nie na pornografie kyk nie? Dink jy dat hy jou gedrag goedkeur? Maar maak nie saak hoe sagkens jy die sondige persoon konfronteer nie, dit is maklik om hardvochtig of veroordelend oor te kom. So, hoe kan ons die onordelikes teregwys sonder om hom te veroordeel? En dit is ons derde punt. Om tereg te wys, moet ons bidend, nederig, ek wil maar sê Christusagtig, soos Christus, en kundig wees oor God se woord. Om ander tereg te wys, wees bidend. Kom ons kyk eers daarna. Praat baie met God oor die persoon, voordat jy probeer om met die persoon oor God te praat. As jy gretig is om tereg te wys, dan moet jy waarskynlik wag en meer tyd in gebed deurbring. En wanneer jy uiteindelik met die persoon vergader, dan kan jy begin deur iets te sê soos, ek het die afgelope tyd baie vir jou gebid, want ek is regtig bekommerd oor waar ek voel jy geestelik is. En tweedens, om ander tereg te wys, wees nederig. Moenie op die ander persoon afkom asof jy 'n sondelose lewe lei en jy nie kan verstaan hoekom hy sondig. Want jy is net so geneig tot versoeking en sonde as hy. En die volgende keer mag hy jou vermaan. Paulus gee opdrag aan Galasiërs 6 vers 1, hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Want geliefdes, niemand van ons is bo versoeking. En dan derdens, om ander te vermaan, wees soos Christus. Want wanneer Paulus sê julle wat geestelik is, dan beteken dit julle wat in die gees wandel en die vrug van die gees vertoon, wat Paulus sopas in die vorige konteks beskryf het in Galasiërs 5 vers 22 en 23, wanneer hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. So vermaaning moet normaalweg in lankmoedigheid en vriendelikheid en sagmoedigheid gelewer word. En toegegee, soms het Jesus sy disippels bot en kragtig gekonfronteer, soos in Matteus 16 vers 23, wat hy vir Petrus sê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Die apostel Paulus, vervul met die Gees, het vir Elimas, die towenaar, wat probeer het om die gouverneur in Cyprus van die geloof af te lei, gesê in Handelinge 13 vers 10 tot 11, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle lustigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie? En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. So daar is dus 'n plek vir sterk direkte konfrontasie. Maar dit is maklik om in die vlees te opereer en nie in die gees nie. En daarom is my raad om geduldig, om vriendelik en sagmoedig te wees, om dit te beoefen. En dan vierdens, om ander te vermaan, ken God se woord, veral soos dit verband hou met die betrokke probleem. Want jy wil jou op God se gesag beroep, nie op jou eie opinie nie.
En om dit te doen, moet jy weet wat God se woord beveel en waar jy daardie opdrag in die skrif kan vind. Jy wil nie net regwysing en regstelling bied nie, maar ook opleiding in geregtigheid, soos 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons sê. Jy moet dus praktiese Bybelse hulp bied oor hoe die persoon oorwinning oor sy sondes kan behaal. Jou doel is nooit om te bewys dat die sondige persoon verkeerd is en hom skuldig te laat voel nie, maar eerder om te help om van sy sonde weg te draai en tot die Here herstel te word. Om ander dus Bybels te vermaan, moet ons verskonings oorkom. Ons moet die ander persoon se geestelike toestand onderskei en verstaan wat Bybelse vermaaning is. En ons moet bidend en nederig en soos Christus en kundig wees van God se woord. En dan laastens, om ander te vermaan, moet ons passievol, persoonlik, volhardend, doelgerig en voorkomend wees. Wat bedoel ek as ek sê om te vermaan, moet ons passievol wees? Soos Paulus vir die ouderlinge van Efese gesê het in Handelinge 20 vers 31, daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Sy trane het vir hulle gewys hoeveel hy vir hulle omgegee het. En Paulus het sy bekeerlinge vermaan soos 'n liefdevolle vader sy kinders sou vermaan in 1 Korintiërs 4 vers 14 wat hy sê, ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. In ander woorde, jy wil hê die ander persoon moet jou besorgdheid oor hom of haar voel. As jy van 'n broer weet wat in sonde is en jy trek jou skouers op en sê, wat ook al, is sy lewe, dan het jy jou broer nie lief nie. En dan tweedens, om ander te vermaan, wees persoonlik. Paulus sê dat hy elkeen vermaan het. In Kolossense 1 vers 28, soms sy benadering tot bediening so op, hy sê, hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. En ja, daar is beslis 'n plek om 'n groep deur prediking te vermaan, soos 2 Timoteus 4 vers 2 vir ons sê, maar soms gaan die preek reg verby 'n persoon wat in sonde is. Hy sal dit nie verstaan totdat jy persoonlik met hom gaan sit en hom help om God se woord op sy spesifieke probleem toe te pas nie. En derdens, om ander te vermaan, wees volhardend. Paulus het die ouderlinge van Efese 3 jaar lank dag en nag vermaan. Dit beteken, met ander woorde, dat hy dit oor en oor gedoen, soos nodig. So moenie moed opgee as die persoon nie onmiddellik reageer nie. Dit beteken nie dat jy by hom moet neel of hom moet tuister nie, maar eerder dat jy nie na die eerste probeerslag moet moed opgee en sê, ek het probeer, maar hy wou nie luister. Want waar sou jy nou wees as die Here na die eerste probeerslag met jou moet opgegee het? En vierdens, om ander te vermaan, wees doelgerig. Jou doel is nie om die ander persoon in die verleentheid te stel of af te kraak nie, maar om hom te help om volmaak in Christus te wees, soos Kolossense 1 vers 28 vir ons sê. So jou doel is dat sy lewe God moet verheerlik. En dan vyftens, om ander te vermaan, wees voorkomend. Dit word geïmpliseer in Kolossense 3 vers 16, wanneer Paulus sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En dit moet ook gebeur deur Bybelse prediking, wat teregwysing en bestrawing en vermaaning insluit, met groot geduld en onderrig, soos Paulus vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 2 sê. En in die huis moet die vaders voorkomende vermaaning doen. Efesiërs 6 vers 4 sê dit duidelik. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. En hierdie opvoed is die Griekse woord vir vermaaning of teregwysing. So vaders behoort die leiding te neem in die opvoeding van hulle kinders in die Here, maar dit sluit moeders nie uit nie. Toe ek 'n jong pa was, het 'n ouer godvrugtige man eendag vir my aangespoor om gesê, lees die Bybel en bid gereeld saam met jou gesin. Dit is wyse raad en ek gee dit hier aan elke pa deur. Maar ek wil afsluit. Miskien huiwer jy steeds om 'n ander gelowige te vermaan as gevolg van verse soos Spreuke 10 vers 12 wat sê, haat verwek twis, maar liefde bedek al die oortredinge. En Petrus verwys na daardie vers wanneer hy in 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde
sal 'n menige sondes bedek. En Spreuke 9 vers 11 sê, die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. So nou is die vraag, beteken hierdie verse nie dat ons anders se sondes moet oorsien, eerder as om dit reg te stel nie? Eerstens, soos ek vroeër gesê het, moet ons onderskei tussen geestelike onvolwassenheid en doelbewuste ongehoorsaamheid aan God se duidelike bevele. As 'n persoon nog moet groot word, kom sagkens nader en help hom om te sien waar en hoe hy kan groei. Of as 'n persoon jou onbedoeld aanstoot gegee het, moet jy dit dalk absorbeer tensy dit 'n herhaalde patroon is. Maar as hy God se woord oortree, moet hy vermaan word, sodat hy nie die gevolge van sonde maai nie. En dan ook, en hier is ek dank verskuldig aan Stuart Scott en sy The Exemplary Husband, op bladsy 361 tot 363, en hy het ook 'n baie nuttige hoofstuk 15, getiteld The Husband's Resolve Helping His Wife Deal with Her Son. En die bevele om ander se sondes te bedek is nie in teenstelling met die skrif wat ons aanspoor om na 'n persoon wat sondig te gaan in 'n poging om te herstel. Ons word die opdrag gegee, gaan kyk, lees Matteus 18 vers 15, Galasiërs 6 vers 1, 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26. Stuart Scott verduidelik dit in sy boek. Hy sê, liefde bedek of verberg 'n menigte sondes, beteken liefde neem nie sondes in ag, bring op of deel dit wat reeds afgehandel is. En dan voeg hy by, hy sê, ons kan nie uit enige van hierdie verse aflei dat God wil hê ons moet niks aan sonde doen nie. In plaas daarvan wil hy hê ons moet op 'n goddelike manier reageer, met sonde op sy manier handel en dan werklik vergewe deur dit te bedek. En Paulus som hierdie bediening van vermaaning of teregwysing in een sin op in 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26, wanneer hy sê, 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. So geliefdes, moenie rusie maak nie. Wees vriendelik. Leer God se woord. Wees geduldig en sagmoedig. Bid dat God bekering sal skenk. Maar doen dit, want dit is 'n bediening wat ons almal wil vermy, maar dit is 'n noodsaaklike bediening vir die geestelike gesondheid van God se mense. So geliefdes, doen dit. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie tydige boodskap, vir hierdie vermaaning, dat ons nie moet wegskram van hierdie bediening nie, want dat hierdie bediening tot die eer en die heerlikheid van u kerk en daarom van u self is. Help ons, Here, gee ons die wysheid, die insig, genade, die sagmoedigheid, maar ook die fermheid, om elkeen wat dit nodig het, op die manier wat hy of sy dit nodig het, te vermaan, te help of te onderrig. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle na hierdie boodskap geluister het weer eens. En weer eens bid ek dat hierdie boodskap vir julle sielekos sal wees. En dat hierdie julle sal help om hierdie bediening wat julle so graag vermy, tog uit te voer. Want dit is 'n opdrag van God. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as die Here wil, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.